TGBN TV. Wanneer ons gaan kyk na die verhaal van die toring van Babel, daar het God verwarring tussen die mense gebring, omdat hulle 'n toring wou bou wat tot in die hemel strek. God het skeiding gebring tussen die mense. Elkeen het hulle eie taal gehad, hulle het mekaar nie verstaan nie. En dis wat God wou hê. Want op daardie stadium was dit nodig dat die mense mekaar nie moet verstaan nie, sodat hulle kon opbou om met hierdie dwaase bouwerk van hierdie toring van Babel voort te gaan. God het verskillende landsgrense daar gestel. Nie om snaaks te wees nie, maar juis om te keer dat mense baklei. Ons huise het heininge om. Hoekom sit jy 'n heining om jou huis? In die eerste plek om dit veilig is, om skelm, diewe en moordenaars uit te hou. Tweede plek om dit af te kardon en te kan wys hierdie is my eiendom. Jou buurman het sy eiendom. Jou buurman aan die ander kant het sy eiendom. En so het elkeen sy eie eiendom. Jy voel nie gelukkig as jou buurman se hond in jou erf kom en sy besigheid op jou gras kom doen nie. Want nou moet jy dit gaan optel. En dit is sulke dinge wat maak dat ons grense daar stel. Net so het God grense gestel tussen verskillende mense, verskillende nasies. Want hy het sy volk, die Israeliete, uitverkies as sy volk, en hy staan vandag nog by hulle. Voorsien vir hulle, lei hulle, beskerm hulle. Maar so doen hy ook met al die ander wedergebore kinders van God. Hy het gesê, Jesus het gesê, bekeer julle en laat julle doop. Hy het nie net gesê, sodat ons moet sê, okay, nou is ek 'n wedergebore kind van God nie. Maar hy het gedoen om onderskeid te tref tussen die kinders van God en die sondaars. Ons staan hier op die voorhand van Jesus se wederkoms. Ons weet nie hoe lank dit nog gaan wees nie, maar ons weet dat die tyd nader kom. En wanneer Jesus nou weer kom, dan kom hy om sy kinders, sy volgelinge, die wedergebore kinders van God, te kom haal, as sy bruid, en op te neem na die nuwe stad Jerusalem. Iets wonderliks om na uit te sien. Ek sien baie uit daarna. Maar, dit is my en jou plig, om ander mense te leer, en hulle te vertel, van hierdie dinge. Want Jesus het ook vir sy disippels gesê, gaan en gaan maak disippels van al die nasies, en leer hulle aangaande die dinge, wat ek julle geleer het. Gaan en verkondig die evangelie tot aan die uithoeke van die aarde. Dis wat ek en jy moet doen. Dis ons plig. Dis ons doel hier op aarde. Om God bo alles lief te hê, ons medemens soos onsself, en dan om disippels te maak van al die nasies, en die woord van God te verkondig tot aan die uithoeke van die aarde. Want Jesus gaan nie kom op die wolke, alvorens elke nasie, elke mens van Jesus Christus gehoor het nie. Ek en jy, in ons solidariese posisie, dat ons in 'n land lewe tans, waar ons nog kan kerk toe gaan. Ek praat van Suid-Afrika. Ons lewe in 'n land waar ons nog 'n Bybel in ons besit mag hê. Ons lewe in 'n land waar ons nog die naam van Jesus Christus in die publiek mag gebruik. Daar is lande, as hulle jou vang dat jy net die naam Jesus Christus gebruik, word jy se meer gearresteer en nie tronk gestop. As hulle jou vang met 'n Bybel, word jy gearresteer.
Jy mag dit nie in die openbaar daar doen nie. Ons is bevoorreg dat ons dit nog kan doen hier in Suid-Afrika. Wanneer Jesus op die wolke kom, glo ek dat hy ons, sy kinders hier in Suid-Afrika, ook saam met hom gaan neem, want tans is hy besig om ons te beskerm. Tans het hy sy engele opdrag gegee om oor ons te waak en ons op te pas. Want die bose geeste om ons, die bose geeste in die lig, die Satan kinders wat tussen ons rondbeweeg, moord en steel, bekrag, hulle is baie meer as ons. En ons het God se beskerming nodig. En as ons opreg aan God glo, dan sal ons daardie beskerming kry, volgens Psalm 91. En ons weet, volgens Psalm 121, vers 5, dat God die skaduwee aan ons regterhand is. Hy is by ons. En die Heilige Gees woon in ons. So ons is beskerm. Ons word ook beskerm deur die bloed van Jesus. Sodat hierdie Heilige Geeste, sê ek Heilige Geeste, ek bedoel bose geeste, dat hierdie bose geeste wat tussen ons rondsweef, nie naby ons kan kom nie, en ons nie kan aanval nie. Ons moet kyk wat om ons aangaan. Ons moet ons oë oopmaak. Ons moet ons geestelike oë oopmaak en ons ore oopmaak. En kyk wat om ons aangaan. Die woord sê vir ons moet by mekaar kom, by die samenkomste, sodat ons gemeenskap met die Heiliges kan hê. Dit is hoekom ons dan ook nagmaal gebruik. Dit is hoekom ons gedoop word. Want daardeur ontvang ons die salwing van die Heilige Gees. En ons ontvang die liggaam en die bloed van Jesus Christus. En ons moet dan ook gehoorsaam wees aan die woord van God. En ons moet streef na heiligmaking, sodat ons waardig kan wees om voor God se troon te verskyn. Enige mens kan nie sommer net voor God se troon verskyn nie. Enige mens kan nie sommer net bid en met God die Vader praat nie. Nee. Jy moet deur Jesus Christus met God praat. Want Jesus het gesê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Kom ek en jy, slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Psalm 121 vers 1. Hulp is van die Here, wat hemel en aarde geskape het. Kom ons kyk op met 'n verwagting. Ons hef ons hande op, en ons praat met ons hemelse Vader, wat in die hemel is. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom voor U heilige troon, Here, in die heilige naam van U heilige Seun Jesus Christus. Ons kom vra dat U ons sonde sal vergewe, dat U ons sal skoon was met Jesus heilige bloed, sodat ons waardig kan wees om voor U troon te verskyn. Vader, ons kom vra vir U, dat U ons genadig sal wees, dat U ons sal lei deur U woord en deur U Gees, en dat U vir ons sal wys, waar is die grense wat U in ons lewens gestel het, en hoekom U daardie grense daar gestel het, en dat ons daardie grense sal eerbiedig, en binne die grense sal bly, wat U vir ons gestel het. Ons Vader wat in die hemel is, U is lofwaardig, U is heilig, U is ons God, U is die begin en die einde, en al die lof, al die eer, en al die heiligheid, al die heerlikheid, kom U toe, tot in ewigheid, want U het ons geskape, en ons behoort aan U. Vader, ons dank U daarvoor, in die heilige naam van ons koning, Jesus Christus. Amen. My geliefde kyker, gaan in vrede